Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dit gaan sommer baie goed met u, dat die woord van die Here steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gaan ons gesels oor redding in die groot verdrukking. Die belangrike vraag is, deur wie se bloed word jy gered tydens die groot verdrukking? Is dit die bloed van Christus of is dit deur jou eie bloed? Nou dit is 'n belangrike vraag, want ons gaan vandag luister na die skokkende uitlatings van sommige van die preterbelyse en rapture leraars, wat sê dat jou saligheid of redding tydens die groot verdrukking nie meer soseer afhang van die bloed van Christus nie, maar wel uit jou eie bloed. Met ander woorde, jy gaan betaal vir jou saligheid, jy gaan betaal vir jou redding tydens die groot verdrukking. Nou ek moet byvoeg, dis nie elke preterleraar wat hierdie siening het nie, maar hierdie ding kom uit die dispensasie teologie, die misleiding daarachter, veral in die eindtyd, dat God anders deel met mense in die kerkperiode as tydens die groot verdrukking. Nou ek gaan 'n paar videoklips vandag speel, ons gaan luister wat hierdie mense sê, en ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou, dispensational deception, veral in die eindtyd het ek gesê, dit is baie ernstig, want soos ek sê, mense glo dat God deel anders in die kerkperiode met redding as in die groot verdrukking, maar kom ons gaan kyk na hierdie skets. Nou, dit is baie belangrik dat ons sal verstaan dat dispensasie, daar is dispensasie, soos die Ou Testament was 'n dispensasie van die wet gewees, en dit is anders as in die Nuwe Testament, die genade dispensasie soos hulle sê, maar preterleraars glo dat hierdie dispensasie, die kerkperiode, anders is as die tyd van 7 jaar, of hulle noem die 7 jaar groot verdrukking, en dat God hier anders gaan deel as met mense tydens en voor die sogenaamde preterbelyse en rapture. Nou, hulle glo hier gaan die wet terugkom en mense gaan weer werke, geloof en werke hê, soos in die Ou Testament, en dit is nie die geval nie. Ons weet natuurlik dat die bloed van Christus reinig reg deur van die Ou Testament af, dwars deur tot by die wederkoms van Christus. So, daar gaan nie mense eendag gered wees wat deur die wet gered was of deur hulle eie werke nie, dan het ons iets om op te roem. Maar ons gaan kyk wat hierdie mense sê en ons gaan kyk na die eerste skrifgedeelte wat vir ons leer dat Christus se bloed alleen red. Kom ons gaan kyk daarna. Nou Efesiërs 1 vers 7 sê vir ons, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Dit is baie belangrik dat ons sal verstaan dat die verlossing kom alleen deur die bloed van Christus. Maar ek wil net byvoeg, baie mense glo aan 'n pre-trib-rapture en hulle glo dat die kerkbedeling by die kruis eindig, of liewer by die pre-trib-rapture eindig eerder, en dat ons in die groot verdrukking iets anders gaan beleef wat redding aanbetref. Nou kom ons gaan luister wat sê hierdie dame Michelle, 'n groot voorstander van die preterbelyse en rapture, en sy sê dat ons in die groot verdrukking weer gaan terugkeer na geloof en werke, nie meer deur genade alleen nie, maar deur werke ook. Kom ons gaan luister. Can you be saved during the tribulation, and how? I'm going to address this because a lot of people reach out to me and ask me, if I don't make the rapture, will I be saved? Can I be saved during the tribulation? I'm probably going to catch some heat for this because people hate a faith plus works salvation message and think that salvation is the same way during the tribulation, but it's just not. People do not get saved in the tribulation the same way that they are saved now, and we're going to look at the scriptures to fully explain that. When you think about it, salvation has never been the same throughout all of time. In the Old Testament, there was blood sacrifice for the atonement of sin. Then we come to the age of grace, which is the church age, which began on Pentecost, the age that we're in now. We are saved by grace through faith, not of works. And in the time of the tribulation, salvation will also be different. So no, you do not get saved in the tribulation by simply putting your faith and trust in Jesus Christ. It will be faith plus works. So now is the time of salvation, which is only through believing in the finished work
of Christ on the cross and putting your faith and trust in Him and Him alone. Nou ja, dit is wat die dispensasie teologie doen. Dit bring verandering tydens die kerkperiode, red die Here mense deur genade en geloof, maar nie deur werke nie. Maar tydens die groot verdrukking verander die prentjie en hulle sê daar's 'n ander manier van redding. En ons lees dit nie in die skrifte nie. Jy moet dit in die skrif invoeg om by daardie konteks uit te kom. En dit is wat sy sê, die kerkera teenoor die groot verdrukking, dat dan in die groot verdrukking gaan dit wees deur geloof en werke. Dis 'n duiwelse leerstelling. Dit is nie in die skrif nie, ons kan nie deur werke gered word op geen manier nie, nie op enige ander era of watter dispensasie ook al nie. Jy word gered deur die bloed van Christus. En ek dink almal sal daarmee saamstem en dit is baie belangrik. Nou goed, as ons gaan kyk na alle gelowiges van alle tye was nog altyd gered deur geloof sonder werke deur die bloed van Jesus Christus. Nou daar's mense wat reken die Ou Testamentiese heiliges is nie ingevoeg nie. Gaan lees die woord van die Here, gaan kyk in die boek van Hebreërs. Dit is duidelik dat die Ou Testamentiese gelowiges almal onder deur die bloed van Christus gered was. Want dit het op hulle ook betrekking. En daarom was die Ou Testamentiese heiliges in die doderyk gewees, en na die kruisiging het hulle wedergeboorte ontvang, hulle is opgewek, hulle is saamgeneem hemel toe. Die doderyk, die hemelse, die paradysgedeelte van die doderyk is verplaas na die derde hemel. So elkeen word gered deur die bloed van Christus, en dit gaan ook in die groot verdrukking plaasvind. Nou, een offer vir die sonde en vir altyd, sê die woord van God, geen ander offer is nodig nie, en geen werke nie. En Hebreërs 9:26, Hebreërs 10:12-18 sê dit baie duidelik. Ons moet gaan kyk wat die skrifte leer. Maar hierdie skrif staan uit natuurlik Efesiërs 2:8-9. Want uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit werke, sodat niemand mag roem nie. Maar kom ons gaan luister na die eerste videoklip van 'n leraar, 'n pastoor uit die Shalom gemeente. Jy sal natuurlik hom ken, die wat in Shalom is sal hom ken, en hoor wat sê hy, dat ons nie in die groot verdrukking deur die bloed van Christus gereinig word nie, maar ons gaan met ons eie bloed betaal. Maar voor die wegraping, met ander woorde gedurende die kerkperiode sê hy, word ons gered deur die bloed van Christus. Kom ons gaan luister. Tydens die verdrukking gered te word, betaal die heiliges met hulle eie bloed. Hoor mooi. Ek en jy, Jesus se bloed het ons nou gered, vrygemaak. Ek en jy het nie nodig om te sterwe nie. Na die wegraping, as jy agtergebly het, jy het daai videoklip gesien, as jy agtergebly het, gaan jy betaal met jou eie bloed. Nou as dit nie 'n dwaling is nie, dan weet ek nie wat is 'n dwaling nie. Want dit is absoluut skokkend, dis 'n heresie. In die tydens die groot verdrukking is dit die bloed van Christus wat jou red. As jy nie gelowig is in die groot verdrukking nie, as jy tot bekering kom daar, dan red die bloed van Christus jou. Baie gelowiges gaan daar wees wat reeds gered is, maar hulle gaan dan sterf vir hulle geloof. Maar hierdie mense word nie gered deur hulle eie bloed nie, maar kom ons kyk wat sê hy, dit tydens die groot verdrukking, jy gered word deur jou eie bloed, en dis 'n groot misleiding en dwaling, wat hy hier te kenne gee in sy gemeente, baie skokkend. Want voor die groot verdrukking word ons gered deur die bloed van Jesus, sê hy, ons het nie nodig om te sterwe nie. Met ander woorde, jy hoef nie die lewe nou, voor die wegraping, die pre-wegraping natuurlik, hoef jy nie te sterwe om gered te word, want die Here se bloed red jou. Maar na die wegraping, moet jou eie bloed jou red, en dan moet jy sterf om gered te word. Is dit nie skokkend nie? Hierdie mense staan op die kansels, en dit word toegelaat, en hierdie misleiding gaan voortduur, en ek verstaan nie hoe mense na sulke mense kan luister nie, hulle behoort van baie beter te weet. Nou, na die wegraping gaan jy betaal met jou eie bloed, sê hy. Maar wat sê die woord van die Here in Openbaring 12:11? Hy sê, they overcame him by the blood of the lamb. Ander woorde, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, hulle die antichrist oorwin deur die bloed van die lam. Wie se bloed? Die bloed van die lam, baie duidelik.
Kom ons gaan kyk na nog 'n belangrike skrifgedeelte. Nou in die boek van Openbaring 7 vers 13 tot 14 sien ons dat die martelare, hier van die martelare gepraat word. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê jou vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. So hier is dit baie duidelik dat die bloed van Christus red en nie jou eie bloed nie. So as jy gaan sterf vir jou geloof tydens die groot verdrukking, is dit deur die bloed van Christus wat jy gered is. Kom ons gaan luister na nog 'n leraar, Raymond Lombard, en hy sê presies dieselfde, maar dit is eintlik baie skokkend. So, wat ek vir jou kan sê is, op die vraag, en dit was die vraag vir vanaand, wat van saligheid in die groot verdrukking? Die antwoord wat die Bybel vir ons gee is, ja, mense kan gered word, maar onder die verskriklikste omstandighede. Want Jesus beskryf daai tyd van daai vreeslike omstandighede in Matteus 24. Beskryf Jesus daai tyd. Hy sê in vers 21, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees. So, dat gaan 'n verskriklike ding wees wat oor die aarde kom. Maar, wil ek vir jou sê, daar is nog steeds 'n geleentheid dat mense gered kan word, maar dit sal wees met hulle eie bloed, met hulle betaal. Hulle gaan martelare word, want hulle gaan met of die 666 ontvang en 'n enkel kaartjie hel toe kry, of dat hulle weier om dit te doen en dan moet hulle met hulle lewe betaal. Nou ja, nog 'n skokkende uitlating, maar kom ons gaan kyk, die gedagte hier van 'n tweede kans op redding is 'n invoegsel juist om die left behind crowd te kan akkommodeer. Daar is nie 'n pre-trib rapture nie, daar gaan nie 'n left behind daar wees nie. Ons gaan nie wees tot by die wederkoms van Christus, waar ons dan saam weggevoer gaan word na die groot verdrukking. So die gedagte dat jy 'n tweede kans op redding is nog 'n misleiding, want so baie mense dink as ek dit nou nie maak nie, dan behoort ek dit in die verdrukking te maak, en dan sê natuurlik, jy kan gered word maar deur jou eie bloed. Dit is nie waar nie. En ek weet baie van hierdie mense sal nou sê, ja, jy gaan met jou lewe betaal, en dis waar, jy gaan sterf vir jou geloof, maar dit red jou nie. Die bloed van Christus moet jou eers red, voordat jy kan sterf vir jou geloof. En dis baie duidelik, daar gaan baie gelowiges sterf, omdat hulle reeds gered is. Jy word nie gered, omdat jy doodgemaak was nie. En dis wat die mens wat hierdie leraars eintlik te kenne wil gee. En ons gaan dit in die volgende videoklip van Hannes Redlinghuis sien, waar hy sê dat Christus se bloed het geen waarde in die groot verdrukking nie. Kom ons gaan luister wat hy sê. Dan gaan hy verder. Hy sê, en wat die merk op hulle regterhand en voorkop nie gevat het nie. Dan moet jy mooi luister. En hulle het as konings regeer saam met Jahshua. Nie koningsseuns en priesters nie, konings vir hoe lang? Vir 1000 jaar. Wat is my beloning? Omdat ek nie die merk wou vat na die wederkoms plaasgevind het, waar ek 'n ongoddelike was, wat dit nie gemaak het nie, het ek die ewige lewe gekoop met my eie bloed, want dit my kop afgesny, nie deur die bloed van Christus Jesus nie. Want die bloed het waardeloos geword, die oomblik toe die wederkoms plaasvind. Nou ja, as dit nie skokkend is nie, weet ek nie wat kan skokkend wees nie. Dit is erg, dit is misleiding op sy hoogste graad. Maar hierdie man leer dat deur te sterf as 'n martelaar deur onthoofding, het jy die ewige lewe met jou eie bloed gekoop, nie deur die bloed van Jesus Christus nie. Jy het mooi gehoor wat hy gesê het. Dan sê hy teen die einde, die bloed van Jesus het waardeloos geword na die wederkoms. Met ander woorde, dit is vir hom die wegraping voor die verdrukking, want hy glo dat die wegraping gaan plaasvind 'n maand voordat die abomination of desolation plaasvind, en dan gaan daar 'n groot verdrukking wees. Maar as jy daar sterf, dan is dit nie meer die bloed van Jesus nie, dit is jou eie bloed, want die bloed van Christus het waardeloos geword.
Nou, weer eens Openbaring 12 vers 11. Hulle het hom oorwin. Wie? Die Antichrist. Deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Jy kan jou lewe nooit lief hê. As jy met ander woorde as 'n kind van God is, gaan jy jou lewe nie lief hê vir Christus nie. Jy gaan sterf ter wille van sy naam, ter wille van Christus. Maar 'n sondaar gaan nie sy lewe gee, want hy het sy eie lewe te lief. So jy gee jou lewe omdat jy reeds gered is. Nou ja, kom ons gaan luister wat sê Henko Kreer, en hier is 'n skokkende uitlating wat hy maak. Kom ons gaan luister. Jou redding in die verdrukking, want dis wat nou gaan gebeur, wat volgende, ek gaan nou daaroor praat, wat volgende gaan aanbreek, is wat ons noem die groot verdrukking. Gaan jou redding hoofsaaklik van jouself afhang, en nie meer van Jesus nie. Dis 'n harde realiteit. Jy gaan moet betaal om die ewige lewe te kan kry. En nie met geld nie, met jou eie bloed. Met jou eie bloed. Ja, jy wat vandag hier sit, die kans is goed as jy Jesus gaan bely. Jy gaan doodgemaak word. Jy gaan betaal met jou eie lewe. Dan gaan julle nou 'n bietjie meer daarvan vertel. Nou ja, dit is baie skokkend, dis misleiding. Niemand gaan deur sy eie bloed sy redding bewerkstellig nie. En hier teen die einde sê hy nogal dat as jy Jesus gaan bely, nou as jy Jesus bely, wat beteken dit? Dit beteken jy word gered deur Jesus Christus. Maar hy sê dat dit nie meer soseer gaan afhang van jou eie van die redding van Jesus Christus nie, maar deur jou eie bloed te betaal, met jou eie bloed. Nou kom ons gaan kyk wat sê die groot verdrukking. Nou hang dit jou saligheid nie meer af van Jesus af nie, maar van jouself. Jy gaan met jou eie bloed betaal. Dis vals. Dit staan in die woord van die Here, en hy gee vir my 'n skrif wat dit leer dat jou saligheid nie meer grootliks gaan afhang van Jesus af nie. Ek wil vir julle sê jou saligheid hang van Christus af 100%. Nie uit jouself nie, maar 100% van Christus. En hierdie mense glo aan werke tydens die groot verdrukking, dat jy moet werk, en die werk is jy moet met jou eie lewe, jou eie bloed betaal. Dit is weer duidelik dat die woord van God in Openbaring 7 vers 14 vir ons sê, dis hulle wat uit die groot verdrukking kom, het hulle klere gewas in wit gemaak in die bloed van die lam. Nie jou eie bloed nie, as jy dit halfpad wil stel, deur die bloed van Christus en deur jou eie bloed, dan sit nie meer Christus wat jou red nie. Want dan beteken dit geloof en werke. Maar dit is die dinge, die uitsprake wat hierdie mense maak, en dit is baie, baie skokkend. Nou goed, ek gaan afsluit, daar's geen ander offer waardeur ons gered kan word nie. En dit is alleen deur die bloed van Christus. Watter dispensasie jy in glo, jy word gered deur die bloed van die lam. En hierdie mense behoort van beter te weet. En die woord van die Here is baie duidelik, deur elke ydelle woord wat die mense spreek het, daarvan gaan hy rekenskap gee aan die oordeelsdag. So ons moet seker wees, wat ons sê is skriftuurlik en nie buite kan die skrif nie. Mag die Here ons oë open deur die werks van sy Gees, dat ons sal verstaan dat die bloed alleen red, net die bloed van Christus. Geen offer, geen werke nie, en dit is wat die woord leer. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels. Totsiens.